Okay, kom ons bid. Here, baie dankie dat U elke persoon veilig by mekaar gebring het. Dankie vir U seën oor elkeen van ons. Here, ek weet elke persoon sit hierso. Daar's dinge wat kwel, dinge wat pla, siektes, probleme, kwale in die liggaam en Vader, dinge wat in ons families aangaan en oral om ons aangaan. Maar ons weet ons God is in beheer. Ons weet ook ons tot alles in staat deur God wat vir ons is en wie kan teen ons wees. Here, seën hierdie diens, die woord wat uitbring, nie net geseënd nie, Vader, maar op elke hoorder se gedagtes kom en hulle deel van hulle hart word, dat hulle dit gebruik in hulle lewens en toepas. En dankie dat U woord gegee is om ons rigting te wys en ons te kalmeer en ons deur hierdie lewe te dra. Ek vra dat U ons nou sal seën en beskerm deur hierdie tyd, die mense wat nie is nie, seën elkeen van hulle waar hulle is. Bid ons in Jesus naam. Amen. Ek gaan nou 'n woord sê en dan wil ek hê julle moet gou-gou vir my dink. Ek gaan so omgaan en ons gaan julle op die spot sit elkeen. As ek die woord sê, dink aan 'n geval wat jy aan kan dink in die Bybel waar hierdie woord genoem word. Okay, dis nou nie om jou stupid te laat klink nie. Ek wil iets doen. Okay. Berg. Okay. Toen moest die berg opgegaan het. Okay, Jolie. Ek het gekruisig was op die berg. Okay, Belinda. Die vuur op die berg. Okay, Shoni. Hy het my net gesê wat ek wou gesê. Okay, perfect. Cher. Jesus uit op die berg gegaan om te bid. Okay. Mount Sinai. Dit Nikki. Ja, nee, ek wou ook gesê het van Okay. die berg waar. Daar was die Bybel vir Jesus gesê dat hy sal. Daar's hy. Okay. Julle het letterlik my hele preek nou net genoem. Okay, so ons Julle het so ons kan nou net bid en klaarmaak. Okay. So kom ons bid. Nee, ek het dit gedoen vir 'n rede om te kyk of ek reg gehoor het. Want ek het gehoor by die Here, maar ek wil hoor of julle bevestig. Jy sien, alles wat God doen, as dit in lyn is met God, sal hy dit gee en bevestig. En ek wou net hoor, letterlik die eerste 4 van julle het my eerste 4 punte gevat. En die lot die kant het die ander gevat. So alles wat julle genoem het, en asseblief, doen my guns, as jy my nie glo nie, vat die boek, daar staan het, ek sal hom ooplos vir jou, kom kyk. Net om te check, het ek regtig gehoor. Maar as jy praat oor 'n berg, in die Bybel in, ek praat nou nie van berge wat jy veroorsaak nie. Want die Bybel sê, ons maak van 'n molshoop 'n berg. En tog het Jesus gesê, jy sal vir wat sê, werp jou in die see? 'n berg. Jy sien, ons assosieer as iemand praat, dis nice om te weet dat die kerkmense daarom nou die goed noem wat saak maak. Want 'n ou wat nou 'n negatiewe persoon is, sal vir my vertel oor sy berge van probleme. En dan kom die quotering terug, moenie van 'n molshoop 'n berg maak nie. Want dit is wat meeste mense onderhou, is, en die probleem kom hierin. As jy hier 'n vuur het, is ek reg as ek vir jou sê, as jy letterlik, nou ek praat van my ondervinding, wat ek gedoen het, wat baie bright was. Okay? As jy hier 'n vuur het, 'n groot vuur het, en ek staan met 'n emmer petrol, kom ons sê 6-7 meter weg, sien jy die prentjie? Okay. En ek gooi die petrol, en ek's nie baie bright op daai oomblik nie. Ek gooi die petrol. Waartoe kom daai vuur? Hy kom na die oorsprong wat hom gegooi het toe. Vang julle die gelykenis hier. Ons is daai ou by die emmer hè, en ons gooi die vuur. En dan wil ons weet, hoekom het hierdie klein ding nou so berg geword? Want die vuur wat ons omheen gooi, en die emmer, en die petrol, en al daai goed, is met mense praat, die verkeerde mense praat. Luister mooi. Daar's niks fout om met die regte mense te praat nie. Want die regte persoon sal van jou berg weer 'n molshoop maak, en sal van jou molshoop plat grond maak. Want hy sal jou nader aan God trek, nie verder in die probleme nie. Dis nie iemand wat staan en
met nog petrol gooi nie. Dis iemand wat staan en sê, wow, nee, kom ons kyk na die probleem. Kom ons hou, weet jy wat doen ons, as ons 'n probleem het? Ons maak hom so groot, deur dit wat hier uitkom. Okay, en dit wat hier uitkom. Jy sien, ons moet leer, die Here sê, na wie toe moet ons probleme vat? Okay, kom ek quoteer gou die versie vir julle. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, my juk is lig en sag. Sê? Ek slaan my oë op na die berge, waar sal hulp vandaan kom? Presies, nog ene. Wat jy, maar jy het net nog Dis een. die een by die berge. Ja. Dis So, wat ek bedoel. op die einde van die dag, sy's reg. Ja. Dis alles verse, die Bybel is vol verse wat vir jou sê, kom na God toe. Kom na God toe. Kom na God toe. Hy sê nie bid en praat met Andrei nie. Wys my waar staan dit in die Bybel. Dan gaan ek dit ook begin doen. Okay. Daar's niks fout om JJ my bel en sê, hoorie, bid saam met my boeta, asseblief, hierdie ding pla. Maar die eerste ding wat ons doen, ons kleer die probleem in. Ons staan so en gooi die emmertjies vuur. Want jy bel aan jy bel Andrei, jy bel vir JJ, en vergeet ek nou heeltemal wat jou naam is. Ja, sorry maar ek bel Nikki. Niks fout om iemand te vra om jou nader aan God te trek nie. Maar moenie iemand bel omdat jy jou opinie versterk wil hê nie. Want weet jy hoekom bel meeste mense? Hy klaar hier agter 'n idee wat reg en verkeerd is en hy wil hoor hy's reg en verkeerd. Het ek dit nie nou net gedoen nie? Het ek dit nie in die begin van die preek gedoen nie, dit bewys nie? Ek weet wat die Here my gegee het, maar ek wou hoor wat sê julle. Dis presies wat ons doen. So onthou net volgende keer as iets jou pla. Die probleem is nie so groot soos wat jy dink nie. En die uitkoms tot daai probleem is die een wat die aarde geskep het. Hy weet alles. Is God. Niks fout om vriende te hê nie, jy moet dit hê. Jy kan nie op 'n eiland lewe nie, mense. Maar moenie jou vriende jou bron van wysheid en energie maak nie. Maak God dit. Wat ook al gebeur op hierdie aarde, op die einde van die dag moet jy teruggaan na God toe. Kyk, ons het genoem oor al die berge. Al die grootste goed het op berge gebeur in die Bybel. Jesus het dit kom bewys toe hy kom. Waar het hy die 10 gebooie gekry? Okay, eerstens, wie die 10 gebooie gekry? Julle weet dit daarom, né? Okay. Moses moes wat doen om die 10 gebooie te kry? Op die berg klim. En daar bly hy vir 40 dae. Ek dink nie hy het 'n 40 dae se piknikmandjie saamgevat nie, het hy? Wie dink julle het vir hom gesorg? Vra net 'n interessante vraag. Wie dink julle het vir hom gesorg? Wel, nêrens lees ek dat soos met Jesus in die tuin, toe hy versoek is, soos wat jy gesê, het die engele gekom en hom gevoed en na hom gekyk nie. Dit sê letterlik, hy het opgegaan en nêrens verder sê hulle waar het hy kos en goed gekry nie. Ek kan net aanneem, God het na hom gekyk. Maar hy het op die berg gegaan om die 10 gebooie te kry. Wat is die morele standaard vir die wêreld 6000 jaar nadat hy die 10 gebooie gekry het? Waaraan meet ons alle morele waardes nog steeds? 10 gebooie. Moenie doodmaak nie. Moenie die ander man se vrou wil hê nie. Moenie egbreek nie. Moenie steel nie. Dan jy mag net een God hê. Eer jou vader en jou moeder sodat jou dae verleng mag word. En nog 'n paar wat ek nie nou kan onthou nie. Maar verstaan een ding mooi, die 10 gebooie is oor die 6000 jaar teruggegee op 'n berg waar Moses moes opgeklim het en hy het tyd spandeer met God. Ons sien baie keer wil ons tyd spandeer in die probleem en met mense in plaas van met God. Want weet jy wat soek ons? Ons het 'n instant mens geword. Alles nou. Wil dit nou hê.
Ek wil nou gesond wees. Lippet, ek het ook al kwaad geraak vir die Here, want ek wil my rug ook nou reg hê. Maar ja, ek dink as my rug reg wat ek weer voor die Here uitgehardloop. Dan het hy weer iets anders gedoen om brieke op met sy. So Moses gaan op, hy kry die 10 gebooie. Ek gaan net 'n paar noem. Daar's baie. Abraham. Hoe was sy geloof getoets? Wat moes hy doen? Isak van Isak. Kom ek leer julle iets van die Bybel. Baie mense kyk na my en dink ek ken die Bybel. Ek het net geleer om nie skaam te wees om iets te sê nie, want ek het besef ek mag verkeerd wees. Ek leer die beste lesse uit my foute uit. Weet jy wanneer het my kinders die beste lesse geleer? Wanneer hulle ma so baie stupid goed gedoen het en foute gemaak het. Nee, ek praat. Nee, wanneer ek my foute gemaak het. Het jy nie jou grootste lesse geleer as jy foute gemaak het nie? Ek meen, ek het geleer, moenie 'n bout in 'n het strip nie, want dit kos jou baie geld. Waar jy net die boutjie moes vasdraai, gaan jy nou baie geld uithaal. En ons ongeduld veroorsaak gewoonlik dat jy sulke stupid goed doen. Mense, as jy voel jy het die antwoord as ek jou iets vra, asseblief sê dit. Jy kan net verkeerd wees. Moenie laat die duiwel steel uit jou lewe uit om te leer nie. Ek het al baie stupid goed gesê. Maar ek het ook baie keer geleer, ek sit in 'n diens, dan praat God met my. En dan doen ek dit nie. Dan doen een of ander ou langs my dit, dan voel ek stupid. Eerste ding wat ek dink is, jy het dit geweet. Hoekom het jy nie vir daai persoon gaan bid nie? God het jou 10 minute terug al gesê, gaan bid vir daai persoon. God het jou die antwoord gegee, dink net hoe slim sou jy geklink het as jy dit dadelik gesê het. Nou is ek baie voorbarig. Ek weet ek mag verkeerd wees. Maar ek maak my bek oop. Right. So, Abraham se geloof word getoets. Want hy was baie lief vir Isak, hoor. God sê vir hom, vat jou laaitjie daar op teen die berg. Gaan offer hom vir my. Dit vat geloof, hoor. Om al die pad te loop en jy weet, die laaitjie wat jy so lief is voor, moet jy nou gaan slag. Dit vat nie net geloof nie, dit vat guts. Want, sê maar, Nikkie, God sê vir Andrei, vat jou laaitjie en gaan offer hom vir my, wys my hoe lief het jy my. Het jy al gesien hoe baie mans vou onder die druk, omdat hulle vrouens betevrede stel en hulle kom nie by God uit nie. Die wêreld is vol van hulle. Maar kom ons sê, God doen dit. As daai man moet terugkom en vir jou, of as hy net moet gaan en sê, God het gesê, ek moet jou laaitjie gaan offer. Sê my gou, hoe sê jy voel? Weet jy wat se hel sal daar wees in daai huis? Dis hoekom God nie met die vrou gepraat het nie. Hy het gesê, vat jou laaitjie en gaan. Toe Adam met die vrou praat, waar het Adam opgeëindig? Hy vreet saam. Nou vreet hy grond. Nou is hy so dom soos grond, want hy's gemaak uit grond uit. Jy sien, so God praat nie op daai oomblik met, hy sê vir Abraham, vat jou laaitjie, hou net jou bek. Nou gaan iemand my tentoon kritiseer, het gesê, God sê, hou jou bek. Ek dink partykeer moet God harder met mense praat, dat hulle net kan wakker word. Hy moet hulle partykeer pak gee. Hy sê, vat jou laaitjie, gaan offer hom. Nou loop hulle op. Hierdie moes 'n maklike scenario gewees het, né? Hulle moet teen die berg op. Nou om 'n berg te klim, ek het julle al vertel. Ek en sy was op holiday. En toe sien ek hierdie koppie. 2 keer het ek dit gedoen. Kyk, die eerste keer is stupid. Die tweede keer het jou breins heeltemal gepaak ergens. Want ek sê vir haar, hierdie koppie lyk nie te hoog. Hel. Halfpad op toe bid ek en ek sê, Here, hoekom? Hoekom? En die Here sê, jy wou. Moenie my vra hoekom nie, jy was stupid. Onthou ons gesprek nou daarna. Here sê vir my, jy wil opklim, klim blikskottel. En ek is een van daai dom ouens, soos met sy pyp, dit pla my die hele tyd. As ek moet omdraai halfpad en terugloop, gaan ek flippend geïrriteerd wees. Want in die eerste plek, ek het 'n plan gehad, ek het 'n doel gehad om te bereik, ek het opgegee. En 'n man wat opgee,
Ek weet nie of julle, ek praat nie van die moffies vandag nie. Ek praat van 'n man. 'n Man wat halfpad ophou, nê. Sy hele ego is in sy dinge sin vir 'n lang ruk. Hy wil nie eens meer rondry nie, want as hy 'n berg sien, gaan hy sleg voel. En ek het uitgevind, dis flippend hoog. Nou besluit Abraham, hy luister na God, hy loop op met ou Isak, en hulle dra die houtjies, en hulle is hier op. En op 'n stadium vra sy laaitjie vir hom, ek dink hy het hom maklik geantwoord, ek dink die antwoord het net so gekom. Pa, ons het die hout, ons het alles, wat gaan ons offer? En nou Abraham antwoord die volgende woorde, die Here sal voorsien. Het hy nie dieselfde gedoen as Jesus in die tuin van Getsemane nie? U wil, God se wil. Ons moet baie keer sê, God se wil. Shut up, God se wil. En onthou net, jy het my 'n vraag gevra en ek het nie baie gepraat nie, want ek geweet dit gaan uitkom. Ek like nie om met mense te praat voor my preke nie, want hulle neek my flippend preke op. Nou vra sy 'n vraag, en die vraag was dit gewees, jou woorde was, God weet wanneer jy begin en wanneer jy doodgaan. Nee, so het sy gesê. Okay, julle help my reg. Sy het gesê dat God het klaar bepaal wanneer jy doodgaan. Na jou expiry. Wat is die verskil? Jy het Okay, gesê- alright, okay. Ara klink slimmer. Okay. Nee, So, okay. God het klaar bepaal wanneer jy doodgaan. Nou, as ek daai vraag, behalwe die 3 wat nou in die gesprek betrokke was, as ek daai vraag aan julle ander moet vra, antwoord my gou-gou. Is dit die waarheid? Hoe sal jy my antwoord? Okay, oom Andrei sê ja. Wie sê ja? Okay. Kom ek skets gou vir jou prentjie. Ek kan duisende vir jou gee, maar kom ek skets gou vir jou. Ek weet ek het al in begrafnisse gesit waar die pastoor sê, God het gegee en God het geneem, God het engeltjies nodig. Okay. Nou ry 'n pa en 'n ma met 'n 2-jarige pragtige seentjie in die kar. En 'n dronk ou wat nou net by 'n bar uitkom, ry in hulle vas. Die seentjie gaan dood. Sê my gou-gou, jy is die ma en die pa. Jy sit in daai begrafnis. En ek is die pastoor. En ek sê vir jou, God het jou kind meer nodig gehad as jy. God het hom kom haal. Sê gou vir my eerlik, nie Christelik nie, eerlik. Hoe voel jy nou? Wat is die eerste ding wat deur jou kop gaan? As ek dit sê. Is daar nie ergens, hoekom ja, is daar nie ergens 'n plekkie waar jy vra, joh, wat 'n God is die nie? Jy sien, as God praat van, ek het jou daar afgemeet in die Bybel, praat hy van, Peri, 11de Oktober, ek verjaar die 11de Oktober, luister mooi na hierdie stukkie, want as jy dit vergeet, het jy my preek vergeet, dan is die flippende hel los. Peri, die 11de Oktober 1969, dis snaaks om daai getal te sê. Ja, 1969 gee ek vir jou mammy en papi. Hulle het glad nie gekla nie, hulle het dit geniet. So, julle stadig jong, yes. Maar, en dan het ek 'n plan met Peri. Ek wil hê Peri moet oud word. Ek wil hê Peri moet geseënd wees. Ek wil hê Peri moet gesond wees. Dis God se plan. Wat was God se skepingsplan met die mens? Vir altyd te lewe. Waar het probleme ingekom? Rebellie teen God, sonde. Nou kom Peri. God het hierdie perfekte plan waar hy my wil hê eendag. Nou kom Peri. En hy en sy chommy klim op hulle groot motorfietsse. En hulle gaan koop ram in Jeppy. Ry met een borrel tussen die bene en een in die linkerhand by die clutch. En hy val sy go uit. En hy maak sy rug seer. Sê my gou-gou ietsie.
wie het my lewe verkort op daai oomblik? Ek of God? Aha. Maak God moordenaars? Maak God ons regering stupid? Nee, hulle kies om stupid te wees. Ek het gekies om stupid te wees. Dan val ek en ek maak my rug seer en ek loop vir die res van my dae met rugpyn. Nou imagine Perry word 120 jaar oud met rugpyn. JJ, jy het rugpyn. Hoe oud jy nou? Voor 160. Okay, maar hoe oud jy regtig? 53. 53. Imagine jy word nog tot op 100 met daai pyn. Hoe lekker gaan dit wees? As jou liggaam op 'n jonger ouderdom so sukkel, op 100 dink jy wat gaan gebeur? Ek wil nie dit weet nie. Toe sê God, weet jy wat? Jy doen stupid goed. Jou lewe word... Sean, het jy stupid goed al gedoen? Ja, die lys is distinguished and long. Myne is nog flippend langer, dink ek. So, ons veroorsaak die leed in ons liggame, nie almal nie, luister baie mooi. Moenie nou rondloop en sê, iemand in my familie het kanker, jy het gesê, hulle veroorsaak dit nie. Ek weet nie wat agter dit staan nie, maar die wêreld is so stikkend en weg van God af, laat hierdie goed gebeur nou. Kan ek iets vra? Yes, Vanoggend sit ek en Sean en ons praat. Ons kyk die TV en hulle wys nou Israel wat weer vir Palestine of Lebanon of wherever it is, weer so kom. Hulle wys al die mense wat so niks plek het om te gaan nie. Hulle moet van een plek na die ander. En hy sê vir my, why is it that there's so much heartache in a place like that? And we sitting here and we have. kan ek jou sê hoekom? Israel was gekies. Ja, ek stem saam Ja. met jou daar. Maar nou kyk jy na die plek, wat ek kry, kyk, ek is 'n diereliefhebber. Ja. So sorry vir dit. Ja. Ek kyk na die diere wat hulle so gebruik om daai goed so te trek en rond te trek in daai Ja. plek. Ja. Ek verstaan dit want hulle het nêrens heen om te gaan. Ja. Jy kyk na die kinders wat doodgaan en jy sit en jy sê, hoekom gebeur dit? Okay, it is casualties of war. Ja. Ons verstaan dit. Maar jy sit en jy dink, hoekom gebeur dit so en ons sit hierso en ons is okay? Verstaan jy waar? Kan ek jou gou skok? Jesus prepared us. Jesus het ons voorberei. Dit kom. Nou die dag toe het ons uitgesit, ons moet bid oor die oorlog. Jy kan nie. Jy kan bid dat God se hand daarin is en mense beskerm en so aan, maar dis goed wat moet gebeur for Jesus to come. Jy sien, die Bybel moet waar bewys word. En die Bybel is al 90%, 95% waar bewys. Dit wat nou gebeur in die wêreld in, die Donald Trump stories, die stories met die regerings, die wat kante kies nou, die oorloë wat gebeur, is in die Bybel. Dit moet gebeur. Jy kan nie bid daarteen nie, want dan bid jy teen God se woord. Jy sien, dis alles goed wat moet gebeur, en ongelukkig, reg deur die Bybel, van die begin van tyd tot nou, was almal betrokke. Ongelukkig, onthou net een ding, die eerste probleem het ingekom toe die mense sê, ons wil nie meer God dien soos wat ons hom gedien het nie, ons soek 'n koning. Daar het jou probleem begin. In plaas van God wat gesê het, ek sal julle lei, ek sal julle beskerm, ek sal na julle kyk, skreeu die nasie van Israel, ons soek 'n koning. Toe kry hulle vir Saul. En Saul het goed begin, sleg geraak. David kom, goed begin, nonsens aangejaag. Salomo doen dieselfde, almal doen dieselfde, tot Jerobeam, Rehabeam, al die Jesaja, almal, al die konings wat gekom het. Goed begin, nonsens aangejaag. Sê my gou iets, het iets verander. Wat gebeur as hier ons regering stemme soek? Al die beloftes is op die tafel. Wat gebeur 'n paar jaar later, dan kom jy agter hulle het vir jou gelieg. Want alwaarna hulle kyk, is hulle eie sakke. En die wat hulle sinne is.
En hulle sal ewen die wat hulle sinne is teen hulle draai, as die regte hoeveelheid geld daar is. So jy sien, die wêreld het wegbeweeg van God af. Israel het God vergeet. Hulle het Jesus verwerp. Hoekom dink jy het ons die geleentheid om nou God te kan dien en in die hemel te kom? Oor Israel Jesus verwerp het. Hulle wou hom nie erken as die redder nie, as die seun van God nie. So jy sien, hierdie goed moet gebeur. En ongelukkig, daar's 'n woordjie wat sê collateral damage. Dis wat dit is. Dis wat dit is. But Israel's still the chosen, right? They're still the chosen one and they're going to be judged according to the commandments. So hulle gaan geoordeel word volgens die. Maar die wat vandag lewe, het 'n probleem. Remember one day, the dead in God that died before Christ are going to be judged according to the commandments and the law. But those that came after Jesus Christ was acknowledged, they're going to be judged according to Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Jesus Christ. So they're going to be judged according to the new law, the one that brought grace and love, Jesus Christ. So hulle gaan geoordeel word volgens dit. So hulle het 'n hengse probleem. Hulle het regtig 'n hengse probleem, maar hulle bly nog steeds God se verkore volk. Maar ons moet ons fokus skuif, want jy moet een ding onthou. As jy 'n TV het en jy vervang hom met 'n nuwe TV, wat se TV hang op jou muur? Die nuwe een. Ons is die nuwe TV. The heathens that were despised by Israel are now the new TV. Ons is die nuwe volk van God. Hulle is sy geboortevolk, hulle het die wette gehad, maar na Jesus is almal op aarde God se volk. Niemand word voorgetrek nie. En almal gaan geoordeel word volgens twee goed, voor Jesus en na Jesus. En daar's ongelukkig in elke ding in die wêreld in collateral damage. Die oorlog, dink jy as hulle 'n bom laat val, gaan net die soldate doodgaan? Nee, hulle vat ewen nou kinders en sit hulle in daai dorpe en vrouens en families, sodat hulle dink hulle moenie gebom word nie. Die doel gaan nog steeds That's why I'm asking. We say sometimes our line is drawn from the day we are born to the day we die. Our line is drawn. Ja. How do you justify that? No, you can't. No, but that's like you said, it's not like that. It's not like that. It's not like that. It's like when we spoke to her, if you serve God all your life, because remember, it's John 10:10 says, the devil came To steal, kill, steal, and destroy. And destroy. He's the one that kills, destroys, whatever, steals, if it's your happiness, whatever, your health, whatever it is. But it's like we said, if I take, for instance, my granny, served the Lord her whole life, whatever, she comes to an age of 96, she dies peacefully in her bed, whatever, I can say God took her because it was her time. She was serving God, but like Pierre says, now That's grace. Yeah, That's now grace. You get people that drink, people that, do the wrong thing, that like Pierre says. Kinders wat nou doodgaan aan 23 van hartaanvalle. And you get into an accident and you die. It's not because it was your time. The world has forgotten God. The devil was there. It wasn't because God was there. So that's why I said, we were talking, I said, the whole thing, I don't think it's good to have a good diet, it's good to have exercise and all that. But that doesn't It's not going to extend or prolong your life. Yeah. But if you serve God, the Bible says, you will have long life when you serve God. Doesn't matter what you do or whatever, because like Pierre says, you're under the grace of God. But if you're not under God, you're not under grace. Then you either for God or for the devil. You can't be in between. And when you're young, you're on the devil's playground. And if he wants to steal your life, whether it's by drugs, alcohol, whatever it is,
It's not because God wanted that for you. It's like you says, it's something you chose. Ja, jy moet verstaan, God se perfekte plan was perfeksie. That's what He created everything to be. But be honest, all of us, did God cause our problems? Ek weet nie wat julle antwoord sê nee, myne sal definitief nee wees. Want ek nou vir Sean gevra. Weet jy wat, ek het nie rugpyn omdat God my rugpyn veroorsaak het nie. Ek het rugpyn omdat ek stupid gekies het. Ek het my hele lyf is vol pyne omdat ek dit veroorsaak, nie God nie. Maar do you know what? There's two things I said, grace and love. Jy moet elke dag God se genade as 'n kompas gebruik en God se liefde aan die einde sien. Die liefde van God sê, as jy vir my lewe en jy's gehoorsaam aan my woord, beloof ek jou, jy sal vir altyd lewe, soos wat ek eintlik die skepping gemaak het. So the problem is not what happens now. We should be focused on what happens after this. Want gaan jy doodgaan? Ja. Weet ek wanneer? Nee. As ek doodgaan, hou 'n braai. Want ek is by die Here, ek geniet myself. Julle cheap states kan nie naby my states kom wat ek kan braai daarbo nie. Jy sien, die wêreld het wegbeweeg van God af. All dominion on earth was given over to the will of man and to Satan. Ons sê altyd God is in beheer. Jy kan dit nie sê nie. Want as my God, wat die skepper van hemel aarde is, hy's almagtig. If he's still in control, none of this would be happening. God gave dominion and power to mankind. Jesus het gesê, ek gaan weg na die Vader toe, ek gee julle alle mag om op adders en slange en skorpioene te trap. He gave us the authority. Hy het vir ons gesê, maak nou julle besluite, maar julle gaan daarvolgens lewe. Maar ek beloof julle, as julle getrou tot die einde aan my bly, sal jy saam met my wees vir altyd. Maar gaan daar probleme wees? Ja. Jesus het gesê, selfs soos Jesus sy kruis gedra het, sal jy jou kruis elke dag maar moet dra. Want daar gaan skinderbekke om jou wees, daar gaan probleme wees, daar gaan, die Bybel sê, oorlog sal kom, oorstroming sal kom. Kyk wat gebeur om ons, alles gebeur. Ek en Jolly het gesê, ek is eerlik met jou, ek dink, dit word baie gesê, en baie ons sal sê, julle sê dit al vir jare. Daar's nog nooit so baie bevestigings op die woord, as wat daar nou is nie. Ek gaan te bly wees as Jesus kom. And I just want to say something. It's like we said, if we take maybe children and babies and people that maybe get cancer, that, you know, they serve God and they're still sick and all that. It's not, like Pierre said, because that baby or that child did something wrong. But when sin came in, with Adam and Eve, we all fall under that broken world. And yes, a lot of times people that are, let's say, innocent, they are, babies die, people get sick, not because they did something wrong or anything like that. But that's where God says, He takes it and He can turn it around into a testimony, or He can turn it around to glorify Him, or to work in His bigger plan. But He doesn't cause it. God never gave anybody cancer. God never killed a baby. And it's like this, if He wanted to, He can interfere everywhere and say, I know this baby's not going to die. I know this person's not going to do this. But then He's not God, because then He takes free will away. And He said He gives you free will, like Pierre said, He gave us the authority, He gave us the dominion. He said go, He said to Adam, go and call, give the animal names and take the earth, subdue it and whatever. He wanted a family. God wanted a family. Because of those things, but our eyes, this time that we're on earth is like a drop, or it's like one of these little sand of, grain of sand in all the world, if you compare it to eternity. So, and that's where God says you must be focused on what's happening up there.
think about the things up there. Don't think about the things down here, because this is temporary. This is temporary. This is not going with you. It's your spirit that's going there. So this is a temporary thing, and a lot of things will happen because we are in a fallen world, because sin did come into the world, but it's not necessarily that God wanted it, and it's not that He caused it. Okay. If you have more about it, then I'll speak to you afterwards. Laat ek gou die preek klaar maak. Ek sal sê wat my nou klaar. Ja. Ek sê ons kan nie sê God is in beheer. Hy is in beheer as jy hom toelaat. Hy is in beheer. God is in beheer as jy hom toelaat. Dis free will. God het die mens geskape en gesê ek wil 'n seun en 'n dogter hê. Die engele het teen hom gedraai. Satan en die derde van die engele. God skaap Adam en Eva en hy sê ek soek 'n familie. Hoekom toe hy hulle uitwis met die vloed? Hoekom het God weer begin met die mense wat regverdig was? Want hy wou nie alleen wees nie. Hy wou 'n familie hê. Hy wou seuns en dogters hê wat hom pa noem. Dis kom Jesus sê. Hy is ons Vader, hy's 'n goeie Vader. So hy wil seuns en dogters hê wat hom as pa ken en wat 'n verhouding met hom het. Dis kom die Bybel so baie praat van hom as pa. God is net in beheer waar mense hom toelaat. Sê maar as leiers lewe volgens God, dan laat hulle hom toe en God sal hulle seën, God sal hulle nasie seën, God sal hulle volk seën, God seën hulle. Almal kry wysheid, maar nie almal gebruik dit nie. So nee, verstaan mooi as ek sê Andrei, God is in beheer waar mense hom toelaat. Maar hy's 'n gentleman. God kan sy vingers klap en enigiets kan gebeur soos Johnny nou gesê het. Maar hy gaan nooit homself indring en iets probeer verander nie. Hy laat jou toe om die keuses te maak. OK. Sties pastoor. Op die einde van die dag is die Here in beheer. Ja, op die dinge jou keuses, maar op die einde van die dag is die Here in beheer. Kyk, enige ou wat sy keuses maak, gaan op die einde uitvind God is in beheer. Ewen mense wat nie God meer wil dien nie, wat nie God kies nie. Want die Bybel sê elke knie sal buig en elke knie sal buig en elke tong sal bely en hy sal voor God en Jesus kom en hy gaan geoordeel word. Die Bybel sê volgens dit wat hy op aarde gekies het. So alles wat jy gekies het, gaan jy geoordeel word volgens. Dit wat jy nie reg gemaak het nie, kan jou hel toe stuur. Dit wat jy reg gemaak het, sê die Here, ek sal jou verwelkom in my koninkryk en sal vir altyd lewe. Geen siektes, geen probleme, geen kwale, geen hartseer nie. Imagine as ek vir Sean sê, Sean, kies jy om in die hemel te glo of nie te glo nie. Die hemel sê vir jou, ek en jy, JJ, ons almal wat siektes in ons liggame het, ons gaan gesond wees, perfek wees, ons gaan jonk wees. As jy nie glo nie, kan jy dit nie kry nie. Wat een sal jy kies? 'n Slim ou sal sê ek wil hemel toe gaan. Ek kan nie vir jou die hemel wys nie, ek weet nie hoe lyk hy nie. Maar ek kan vir jou sê ek kies om te glo daar is 'n hemel. Ek hou eerder vas aan die positiwiteit van daar's 'n hemel as om te dink hierdie is hierdie en dis verby hierna. Dis nie verby hierna nie. God het 'n belofte gemaak. Julle gaan deur hierdie moeilike tye gaan. Julle gaan hierdie goed om julle hê. Julle gaan hierdie mense om julle hê. Jesus het dit gehad. Wat maak ons beter? Ons moet dit deurgaan. Is dit reg om Andrei? OK. So, Abraham vat Isak, hy gaan offer op die berg gee God vir hom die ram in die braambos. Offer die ram. Maar is amazing dat net toe hy die mes in sy seun wil steek. Ek wonder wat het die seun se kop toe gegaan. Hy maak sy pa hom op die altaar vas. En nog steeds sê hy God sal voorsien. Nog steeds het hy geloof. Dis geloof, né? Net voor jy jou kind steek met 'n mes, ja. Dan wil ek afsluit met die volgende. Jesus, iemand het dit genoem. Ek gesmile toe jy dit noem. Jesus is op die berg gekruisig. Weet jy hoekom? Sodat almal dit kan sien. Weet jy hoekom maak hulle verhoog hoor as die mense wat laag staan? Hoekom dink jy? Sodat almal dit kan sien. Almal moes dit sien. Hulle het hom verhuis bo alles uit.
om te sê, dis die een wat bo hoort. Dis die een wat verhoog gaan word. En dan die laaste deel, onthou jy op 'n stadium, toe kom die fariseërs en die skrifgeleerdes en hulle sê, dis snaaks hoe die Bybel homself bewys. Kom hulle en hulle sê, ja, is hierdie Jesus nie Moses of Elia nie, wat weer moes terugkom nie. Wie staan langs Jesus op die berg van verheerliking? Wie staan langs Jesus? Hoekom dink julle was dit? Onthou julle wat die skrifgeleerdes en fariseërs gesê het? Is dit nie Moses en Elia nie? Nou staan die 3 ouens op die berg. Jesus, Moses en Elia. Om vir hulle te sê, nee, dit was toe nie Moses en Elia nie. Sy naam is Jesus. Ek wil julle net wys, die ander 2 staan langs my. Julle het gedogtes, ek is hulle. Dis 3 verskillende mense. God bewys homself, maar hulle is bo, en almal kyk op en hulle is verhoog. Jy sien, ek sluit af, ja, daar's 'n versie, Matteus 5:15, sê die volgende woorde. Moenie jou lig onder 'n maatemmer sit, waar niemand dit kan sien en dit verdof word nie. Maar sit dit op 'n... Hoekom? Sodat almal dit kan sien. Weet jy hoekom baie Christene nie op die berg wil wees nie? As jy skelm goed doen, waar doen jy dit? Hieronder, nee. Is ek reg? 'n Skelm gaan, hy klim bo op jou dak en hy skreeu vir almal, ek gaan hier inbreek. Ek weet, in Suid-Afrika het ons amazing honeursgraad skelms. Hulle gaan na almal se huis toe, staan op die dak en skree, ek gaan hierdie ou se TV steel. Nee, 'n ou wat iemand seermaak, waar doen hy dit? Kom ek leer julle iets. Ek het nou die dag dit vir gesê, ek gaan iets bely, okay. Die pastoor gaan iets bely. Ek het vir gesê, ons het nie polisie geleer. As jy iemand pak slaap wil gee, as ons sake teen ouens gehad het, nou, hier kom moeilikheid. Jy het my nou die dag vraag gevra, sê ek jou kan nie goed antwoord, maar ek meen nie, hulle kan my tronk toe stuur vir die goed, ek meen nie, ek sal nie tronk gaan preek. As hulle my tronk toe stuur, bekeer ek die hele flip in tronk, klaar. Of hulle gaan my doodmaak, dan gaan ek huis toe. Ha! Maar, ons het 'n reël gehad, toe ons in John Foster was, as jy 'n ou gearresteer het, en die hof laat hom vry, dan het ons hom gevolg, en ons het geweet hy skuldig. Ek lag altyd as ek die movies kyk, Judge, Jury and the Executioner. Dis hoe ons gewerk het. Want as ons jou gesien het, en jy hof het jou laat gaan, het ons jou observasie oor jou gehou en jou gevolg. As ons nie iets kry nie, dan raak ons geïrriteerd, want ons wil jou nie lank volg. Dan kry ons jou in die donkerste gangetjie, en ons gee jou pak slaap. Ons het jou geleer om jou bek te hou. Dis nie BC jare, hoor, dis voor ek nou 'n pastoor geword het. Vandag wil ek nog 'n paar ouens so leer, maar ek mag nie meer nie. Ok, so ek moet op my tong byt. Ek wou al dit met my vrou gedoen het, maar ek mag nie. Sy wou dit al met my gedoen het. Ek weet julle wou dit al met julle partners gedoen het. Smoor hom terwyl hy slaap in die donker. Maar my punt is dit, jy doen dit wanneer niemand jou sien nie in die donker en hier onder, sodat niemand jou moet sien nie. Dis kom hulle jou 'n skelm noem. Jy doen goed in die duister. Maar die Bybel sê, alles wat jy in die duister doen, sal in die lig gebring word. Jy sien, Andre was reg. Hoekom kry jy al hierdie mediocre Christene? Hoekom? Hulle lewe hierso, op existence vlak. Weet jy waar soek God ons? Kyk gou na een ou wat ons voorbeeld is. Ons het die leed en die pyn en die hartseer gesien. Ons sien dit vandag nog. Maria het dit gesien, die ma.
hoe hulle haar seun daarbo aan 'n kruis vasmaak. Maar sy het nie besef, daai selfe seun gaan daar in die wolke kom eendag. Soos hy opgehys is en almal sien op daai kruis, gaan hy nog hoër opgehys word in die wolke. En hy gaan kom as die koning van konings en die Heer van Here. En almal sal hom sien. Ja, jy sê altyd, as dinge goed gaan, het iemand altyd gesê, ek loop in die wolke. Voel as wat ek laasweek gesê het, voel as weer sweef. Dis wat God jou die hele tyd wil hê. Jy sien, moenie die ou op die kruis sien nie. Kyk verby die kruis, na die ou wat op die wolke kom, wat nou aan die regterhand van God sit, die Josef. Ek het laasweek gesê, die Josef word verkoop as 'n slaaf, hy word tweede in beheer van die wêreld. Jy sien, Christene kom nie by hulle volle potensiaal en God se seën uit nie, want ons loop hier onder rond. Dis tyd dat ons op die berg klim, né? Die berg het twee goed veroorsaak in die Bybel. Die berg het iemand verhoog, en Jesus het ook, iemand het dit gesê, ek het gedink iemand gaan nie hierdie een kry nie, maar iemand het dit gesê, ek kan nie onthou nie. Jesus het op die berg gegaan om te rus en tyd met God te spandeer. He got renewed. God gaan nie jou daaronder in die vlaktes ontmoet nie. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy sit bo op die troon. Jy moet opklim na hom toe. Meet hom waar hy is, moenie verwag hy met jou kry waar jy is nie. Jy sien, en dis wat God 'n gentleman maak. Hy sê, alles is jou keuse. Everything is your choice. Wat kies jy? Wat kies jy? Kom ons bid. Here, ek kan U net dank dat alles in die lewe 'n keuse is. Here, dankie dat U ons so lief het, dat U ons vrye wil gegee het om te kies. Elke ding op aarde is 'n keuse, tussen reg en verkeerd, goed of sleg, ja of nee. Here, ons kies vandag om U as koning te erken in ons lewens. Jesus as ons verlosser en saligmaker en die Heilige Gees as ons leidsman. Ons kies om 'n pad met U te stap. En Vader, ek wil bid vir elke persoon wat vanoggend tyd uitgekoop het om met U te kom tyd spandeer. Seën hulle, behoed en bewaar hulle, berei hulle week voor as 'n geseënde week. Here, help ons om te sien, ons is nie meer slawe nie, maar ons is seuns en dogters van die Allerhoogste God. Laat ons saam met U in die hoogtes loop en op die berge sit. Nie meer ons lig onder 'n maathemmer sit nie, maar so lewe, laat die wêreld ons kan sien. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.